Die naam wat gegee is bo in die hemel, waar voor elke knie buig en elke tong bely dat die Here alleenlik God is. Amen. Halleluja, halleluja. Sweet Jesus, sweet Jesus, what a wonder you are. You are brighter than the morning star. You are fairer, much fairer than the lily that grows by the riverside. You are precious, more precious than gold. Sweet Jesus, sweet Jesus, sweet Jesus, what a wonder you are. You are brighter than the morning star. Oh, you are fairer, much fairer than the lily that grows by the riverside. You are precious, more precious than gold. Sweet Jesus, sweet Jesus, sweet Jesus, what a wonder you are. You are brighter than the morning star. Oh, you are fairer, much fairer than the lily that grows by the riverside. You are precious, more precious, sweet Jesus. Oh, sweet Jesus, What a wonder you are. you are Brighter than the morning you star. You are fairer, much fairer than the lily that grows by the riverside. You are precious, more precious. You are the rose of Sharon, the fairest of them all. You are everything my heart needs. You are Fairer, much fairer than the lily that grows by the riverside. you are Precious, more precious. you are the rose. You are everything my heart desires. You are fairer than the lily that grows by the riverside. You are precious, more precious. You are the rose of fairest of them all. My heart desires. You are much fairer. You are precious, more precious. You are the rose of Sharon, of them all. You are everything my heart desires. You are fairer, much fairer
more precious than gold. Halleluja. Here ons aanbid U vanmôre. Hallelujah. Daar is niemand soos U, die Here. Thank you, Jesus. U is groot en U is almagtig, Here. Geen een kan vanmôre vergelyk word teen U nie. Kom en word verheerlik in Jesus naam. You are the rose of Sharon, the fairest of them all. You are everything my heart desires. You are fairer, much fairer than the lily that grows by the riverside. You are precious, more precious than gold. Halleluja. Ek wil weer eens vir die geleentheid gebruik maak om Bishop, juffrou, kerkraad, elke broer, elke suster, jeug te kan begroet in die onveranderlike naam van ons koning Jesus. Ek gaan vir brother Errol Kort vra net om die werk van die Here oop te maak met 'n gebed. Halleluja. Sweet Jesus, what a wonder you are. You are brighter than the morning star. You are fairer, much fairer than the lily that grows by the riverside. You are precious, more precious than gold. Hallelujah. Father, we thank you this morning, Father, that we can come into your presence this morning, Father. Father, we are hungry and thirsty for the presence this morning, Lord, oh God, Father. You have brought us from a week, Father God, that we didn't know what held in us, Father. But this day, Father, is your day, Father. Father, your word declares, this is the day that the Lord has made, and we will be rejoiced, Father God. Thank you, Lord, oh God, that your word declares, weeping may endure for a night, but joy, I said joy comes in the morning. Father, I pray today, Lord, oh God, Father, that you come and meet us this morning, Father, at the point of our needs this morning, Lord, oh God, Father. Father, I pray this morning, Father, that you will forget what happened yesterday, Father, but what matters, Father, it's now. Thank you, Father God, that you are in the now. Your word declares salvation is now, Lord, oh God, Father. I pray, Father God, today, Father, that you will come and go from heart to heart, from sea to sea today, Father God. I pray today, Lord, oh God, what is out of line this morning, Father, that you will align us this morning, Father God. I pray this morning, Father, that we will not settle for crumbs this morning, but for bread. You are the bread of life, Father, today, Lord, oh God. Father, as I pray today, this morning, Father, as we get ourselves ready this morning to come and sit at the King's table this morning, Father. Let us feast this morning, Father God. And I pray this morning, Father God, whatever that you have kept in store for us this morning, Lord, oh God, and we will take it this morning with our hands this morning and receive it this morning with thanksgiving this morning. Thank you, Father God, for what you're doing this morning in this meeting, Father. We commit this meeting unto you, Lord, oh God, Father. Father, your word says the spirit is willing, but the flesh is weak this morning. I pray this morning, Father, that you will bring every flesh in subjection of the Spirit, Lord, oh God, Father. Punish every act this morning that's out of line this morning, Father God, and bring it in subjection of your Spirit, Father, so that obedience can have its way this morning, Father. Father, be lifted up this morning in this meeting, Father. As we look to you this morning, Father, knowing that you're the author and the perfecter and the finisher of our faith this morning, Father. Let faith arise in this building, Lord, oh God, like never before this morning, Father. And thank you, Father, for what you're doing now, Father. We worship you, we honor you, and we bless you in Jesus' name. Amen. Halleluja. Kom ons gee die Here prys.
Vir mense wat 6 jaar deur die jaar gekom het, is hy bietjie te swak om ons gee die Here 'n prys. Jou stryd en jou probleme moes jou onderkry, maar die Here het jou nooit verlaat nie. Jy's nie verlate nie, jy's deurgedra. Kom ons gee die Here 'n prys. Halleluja. Satan het vurig begeer om jou te laat sif soos koring, maar die Here het jou deurgedra. Halleluja. Oh, halleluja. Die stilte van die graf moet lank al ons tuiste gewees het, maar die hand van die Here was ons bewaring. Halleluja. As daar mense in hierdie plek wat dankbaar is teenoor die Here, as daar mense in hierdie plek wat net vir 'n klein rukkie hulle dankbaarheid toon nie teenoor die Here kan betuig. Halleluja. Halleluja. Kom ons prys die Here. Halleluja. Ek is verlos, maar nie deur silwer die prys betaal, maar nie deur goud, dit was die prys, die bloed van Jesus, liefdesprys, was my behoud. Ek is verlos, maar nie deur silwer die prys betaal, maar nie deur goud, dit was die kruis, die bloed van Jesus, liefdesprys, was my. Ek is verlos, maar nie deur silwer die prys betaal, maar nie deur goud, dit was die prys, die bloed van Jesus, oh liefdesprys. Ek is verlos, maar nie deur die silwer prys betaal, maar nie deur goud, dit was die prys, die bloed van liefdesprys. Ek is verlos, maar nie deur silwer die prys betaal, maar nie deur goud, dit was die prys, die bloed van oh liefdesprys. Ek is verlos, maar nie deur silwer die prys betaal, maar nie deur goud, dit was die prys, die bloed van Jesus, liefdesprys. Dit was die prys, dit was die prys, die bloed van Jesus, oh liefdesprys, was my behoud, dit was die prys, die prys, die bloed van Jesus, oh liefdesprys, was my behoud. Halleluja. Halleluja. Prys die Here. Vol of en dankbaarheid sal ek sing, geestelik gebore, koning se kind, sy erfenaam, my loflied weer klink, so gelukkig in my Jesus. Vol of en dankbaarheid sal ek geestelik gelukkig my. Sit die hande by mekaar vir die Here.
salik gebore, gebore, seier vanaand. My lief, hallelujah. Halleluja! Ons gaan wag op Brother Errol Reed net om die verwelkoming en die verjaarsdag te doen. Ons mag ons sitplekke inneem. Halleluja. Amen. Ons kan harder sê amen. Het is koud, maar ons kan harder sê amen. Amen. Nou, ek wil van die genade kans gebruik maak om die gesag van die Here, broers, susters, kinders te groet in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Dit is vir die opening van die broers. Almal klinkie gelukkig. Dit is die opening van die broers. Amen. So, vrouens, as julle vandag julle manne by die huis gelos het om te kook, sê vir hulle, nee, los die kokery, next week kom jy saam. Amen. Amen. Het ons enige besoekers vandag, vanmorgen in die huis van die Here? Enige besoekers? Enige besoekers, ek net op julle bene staan. Amen. Waar is onze besoekers? Hulle kyk allemaal online. Amen. Maar die wat nog nie verlede week in die diens was, ons wil julle vandag terug verwelkom. Amen. Het ons enige verjaarsdag en anniversaries wat ons gevier het? Niemand die. O daar, sy is anniversary, daar achter, my broer en my suster, die Here het 365 dae by julle huwelik bygevoeg. Ons moet elke oogknip vir die Here dankie sê. Amen. Mag die Here u seën. Amen. O, is nog 'n verjaardag. Seentjie. Amen. Die Here gaan nog vele jare byvoeg. Ek wil julle los met die skrif Johannes 15 vers 5 sê die woord van die Here. Hy is die wingerdstok, ons is die lote. Ons moet in die Here bly en hy moet in ons bly. Dan gaan hy vele vrugte dra, vele jare byvoeg. Dan skryf hy aan einde skrif so mooi wat die Here vir my sê, ons sê, want sonder hom kan ons niks doen nie. Amen. Geliefde diens. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. They are jolly good fellows. They are jolly good fellows. They are jolly good fellows. And so say all of us. Ons gaan
gaan staan op ons benen terwijl ons in naam van de Heer verder lieflijk groot maakt. Halleluja. My sins were higher than the mountain when the Lord sanctified me. My sins were higher than the mountain when the Lord sanctified me. My sins were higher than the mountain. when the Lord sanctified my sins were higher than the mountain when the Lord sanctified. Seeking glory glory, hallelujah, when the fire when the fire came down, when the fire singing glory glory, hallelujah, when the fire when the Lord sanctified my sins were higher than the mountain when the Lord sanctified my sins were higher than the mountain when the Lord when he sanctified singing glory glory, hallelujah, when the fire when the fire came down, when the fire singing glory glory, hallelujah, when the fire when the Lord oh sanctified. Sit die hande met mekaar vir die Here. Singing glory glory, hallelujah, when the fire when the fire came down, when the fire singing glory hallelujah, when the fire when the Lord singing glory glory, hallelujah, when the fire when the fire singing glory hallelujah, when the fire when the Lord when the Lord sanctified hallelujah when the Lord sanctified me hey, hey, when the Lord when the Lord sanctified me sanctified me hallelujah hallelujah glory, hallelujah. hallelujah. Hoe wonderlijk, verbazend groot
Halleluja. Prys die naam van die Here. Is julle bly om vanmôre in die huis van die Here te wees? Is julle gereed om vanmôre vir die Here te kom gee vanmôre? Ek wil gebruik maak van die geleentheid om ons bishop, juffrou, die ouderlinge, die diakens, elke broer en suster, elke jeug, elke sondagskoolskind in daardie mooi en onveranderlike naam van ons koning Jesus Christus, hy wie in die begin was en wat tot op die einde toe sal wees. Amen. Prys die naam van die Here. Ek gaan net so 'n kort bemoediging vanmôre bekende skrifgie aan julle toelees aangaande ons tiendes en offerandes en ons vra dat die Here julle ryklik sal seën en sal byvoeg. Spreuke 3 vers 9, baie bekend aan ons almal. Dit sê vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste. Dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskype oorloop van mos. Malachia 3 vers 10 sê bring die hele tiende na die skatkis, na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. En beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle dan nie die vensters van die hemele sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Die Here sê beproef my tog. Hy sê vertrou my dan. Glo in dit wat ek vir julle beloof en sien of ek die hemele sal oopmaak, op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Nou die Here is die ene wat leë beloftes maak, die bishop. Hy sê beproef my, as iemand vir jou sê toets my, as iemand vir jou sê vertrou my, dan verseker hulle vir ons om te sê so sal ek vir jou maak as jy jou vertroue in my sit. Ons het Vrydag aand is gedeeltetjie gedeel en ek wil dit kortliks gou by julle los. Johannes 1 vers 1, hy sê in die begin was die woord en die woord was by God. Voor alles ontstaan het was hy in die begin daar. So in die begin van u se finansies, in die begin van u se families, in die begin van u se werk, in alles wat u begin, laat God daar ook wees, soos hy in die begin van alles was, sodat God vir ek en u, soos die skrif sê, 'n oorvloedige seën sal uitstort. Kom ons bid saam, hierwaars. Almagtige God, ons hemelse Vader, Here, baie dankie my God. Here, ons in die begin van die eerste maand, die Sondag, die eerste Sondag my God, en ons kom beproef u vanmôre my God, of u nie vir ons sal doen soos u sê nie my God. Ons plaas ons vertroue vanmôre in u, ons finansies, ons families, ons omstandighede, dit wat ons ingebring het deur die maand my God, ons eerstelinge my God, bring ons voor u in geloof vanmôre my God. Here, kom vra dat u dit sal seën, Here my hemelse Vader, dat u dit sal vermeer my God. Here, ons kyk na u toe, Here my God, en ons is verseker vanmôre my Here, dat u die vensters van die hemele vir ons sal oopmaak my God. Here, ons gee vir u al die prys vanmôre, ons gee vir u al die heerlikheid my God. Seën die hande wat daarmee gaan werk my God. Here, vergroot ons grondgebied van Macedonië, Here my hemelse Vader. Kom stort die seëninge uit vanmôre op ons, Here. Seën dit, Here my hemelse Vader, tot eer en prys van u naam. En baie danksegging. Amen. 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 Ek kan vra dat ons almal weer eens staan in die teenwoordigheid van die Here. Halleluja. Met 'n diep verlangens mag ek om te drink uit die fontein.
se dors gelees word, want het was so diep onrein. Halleluja, nou ken ek om wie my siel graag ontmoet. Jesus gee wat ek verlang en hy het my deur sy bloed. Halleluja, Ja, nou ken ek my siel graag Jesus gee wat ek wat ek verlang en Ja, nou ken ek my siel graag Jesus gee wat ek verlang my lang het ek op Kaf gelewe en op je kraag gestryd. Maar iets beters was my strewe en die honger het gebly. Halleluja, Ja, nou ken ek wie my siel graag Jesus gee wat ek wat ek verlang en hy het my deur. my Halleluja, Ja, nou ken ek wie my siel graag Jesus gee wat ek verlang en hy het my deur. my Al goed die storm, die zomer en vir my my hart God rekenaar om my
Hy gee wat ek wil. En hy red my terug. Halleluja. Halleluja. No. Jesus gee wat ek, Jesus dankie wat ek verlang. My siel maak die naam groot, Here, en hy red my Here, ons aanbid U in die volheid van die majesteit. Ons aanbid U omdat daar niemand soos U is. U is meer as genoeg. U is Alpha en U is Omega. U is die begin en U is die einde. U is Jehovah Jireh, die God wat voorsien. Jehovah Rapha, die God wat genees. En Here, ons swaai lof en eer aan die naam vanmôre, want U alleen is waardig, Here. Niemand so heilig soos U, die Here nie. Niemand so soewerein soos U, die Here nie. Ons aanbid nie U omdat U was nie. Ons aanbid U omdat U steeds is, Here. Te midde van waar ons onsself bevind, bly U die God bo alle gode. Ons gee U lof, ons gee U eer. Ons gee U aanbidding. Word verheerlik, Here. Word verheerlik, Here. Aan God, al die Here, hy het wonders kom doen. En liefde gee hy ons sy enigste seun. Hy vir sy lewe as sonde rantsoen om vir ons die hemel poort open te prys die Heer, prys die Heer, prys die Heer. Laat die aarde prys die Heer, prys die Heer, prys die Heer. Laat die mens onthou, kom tot die Vader behoort, tot die Vader die Heere, dankie, alle die
Praise the earth, like the others pertain. Praise the earth, like the rest of the rain. Oh, the Father, Jesus, is Halleluja. Vader, ons dankie dat ons weet dat niemand soos U nie. Ons gee U die eer omdat U die wonders kom doen dit. Ons loof U want U is goed, sê Dawid, en U goedertierenheid, Here, is tot in ewigheid en U trou is van geslag tot geslag. U is die koning van die konings. U is die God van gister, vandag en tot in ewigheid. Volgens Hebreërs, Here, verander U nooit nie. En ons dankie omdat ons weet, Here, dat U is gedig. Gedig is die Here. Ons loof U naam, Here. Ons eer U in die volheid van U grootheid. Halleluja. 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 Ons weet U woord is deur en deur gelouterd, Here. Ons is gereed om te luister na U woord. Wat U vir ons vanmôre wil verleer, leer uit U woord, Here. Wat ek die insig wat U aan ons gee, Here, dat ons 'n understanding van dit sal kry. En Here, dat ons wysheid op ons lewe sal toepas. Ek wil bid vanmôre, hier staan ek net as die diensknegt, Here. Geringste onder my genote vanmôre. Ek is maar net 'n diensknegt om te dien, Here. Reinig my hart, my verstand, vernuut dit. Laat die Gees opnuut deur my spreek, Here. En elke een wat dit sal toehoor wat die woord van die Here het om te sê, dat dit harte sal wees wat ontvanklik sal wees om die woord te aanvaar. En Here, dat op die tafels van my hart sal skryf. Wil U vanmôre vir Here word in Jesus naam. Amen en amen. Kom ons Graham, ons sing dit so een keer saam. I call you holy, your name is holy, you are so holy to me. I call you holy, your name is holy, holy you are, and holy you be. Oh, say it again, come on, say, I call you, your name is holy, you are so holy. Justify yourself. Oh, your name is holy, holy you are, holy. Yeah, oh, yeah, oh, yeah. Come on, say, I call you faithful.
Jesus. You may take your seat, hallelujah. He is faithful, He is holy, and He is all that He is. Hallelujah. Praise sy wonderlike naam. Ons is vir die Here ewig dankbaar vanmôre vir sy goedheid en sy genade. Glory to God, hallelujah. Lord, give me grace, hallelujah. 5-11. Praise sy wonderlike naam. Die afgelope tyd is ek besig om 'n paar boeke in die boeke van Johannes en veral juis oor die lewe van Jesus is ek besig om oor te praat. Prys sy wonderlike naam, sy verhoor, sy kruisiging. Was het gehoor van sekere dinge wat in sy lewe plaasgevind het toe hy in die tuin was. Laasweek oor het gepraat in Johannes 18. Ek wil vanmôre continue in Johannes 19 oor sy verhoor, sy kruisiging en sy begrafnis. Opgeskryf in Johannes hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot en met vers 42. Word hierdie gedeelte in 'n paar komponente opverdeel. Nou ek wil nou try om at least naasten by dit wat ek wil sê te staan. Want probleem is dat laas ek 'n hele paar goed gemis van rond hardloop en preek. In Johannes hoofstuk 19 is daar etlike dele wat en ek deel hierdie gedagte deel ek in 4 hoofdele op. Johannes 19. Sy vonnis verhoor vanaf versie 1 tot versie 16 waar hy voor Pilatus kom en paar dinge wat daar plaasgevind het. In Johannes hoofstuk 19 vanaf vers 1 tot 16. Dan vanaf vers 17 tot 27 is die gebeure van sy kruisiging wat plaasvind daar. En dan van versie 28 tot 37 vind ons die dood van Jesus self, waar Jesus sterwe, waar hy sekere dinge gespreek het en sekere dinge gebeur het in sy lewe, maar daar's etlike paar goede wat ek daar wil oor dit gesels kortliks. En dan ook sy begrafnis wil ek vanmôre saam met u wil deel. Prys sy wonderlike naam. Nou by die vonnisoplegging deur Pilatus in versie 1 en versie 16 gebeur daar wonder. Ek gaan nie die skrifte lees nie, maar ek dink ek gaan een vers lees net dat die Bybel gelees word. Amen. Net nou sê die mense, die pastoor lees ook nie meer die Bybel nie. Hy praat van die Bybel, maar hy lees nie die Bybel nie. Kom ons lees die Bybel. Ek gaan weer maak soos ek gemaak het. Ek gaan versie 1 lees, dan finies ek af met versie 46. Ek het laas gesê, soos 'n episode baie mense hulle was die begin van die movie en was hulle die einde van, hulle wil nog nie so lank na dink, ek kyk hierdie ding so klomp episode, as hulle wil kyk, ja, wil net uit van hoe begin die ding en hoe dit geëindig. Maar nou verstaan jy soms by die einde kom, ja, maar wat het eintlik gebeur? Ek het nou in die einde gesien, die begin gesien, ek weet nog nie wat het eintlik gebeur, iets in the middle, Cyril. Ons het jare terug, het ons INJ het 'n ding gehad, en het kaas in die middel gehad. Maar as jy so kyk, bak was 'n lekker brein, 'n cheddar melt, al het ons met cheddar melt genoem. Nou, om die ware ding van te kry, nou is 'n vleisding, maar binne die cheddar melt was 'n kaas. Dan het ons altyd gesê, in the middle, Cyril, het die lekker ding gelê. Nou my swaar van Joburg wat oorlede is, as hy afgekom het, dan te eerste gaan kom, dan kom hy agter, dat hy blits by my skoon maar agter, en maak hy die fridge oop, en vraag my, waar is die in the middle, Cyril? Want hy sat hy soek, hy is 'n kaaseter, en hy wil die ding eet, en hy het van het gehou. So, ek wil 'n paar goed te aanpak, en so aan te, ek weet my boodskappe klink, miskien, die is daar soos 'n lering, maar ek dink is belangrik dat ons sekere dinge moet verstaan. There's some things that we need to understand, sodat ons 'n groter en 'n breër prentjie het wat dit werklik op daardie tyd gebeur en daardie tydstip. Mense praat net baie keer oor die 7 kruiswoorde wat plaasgevind het, maar die dieper betekenis van sekere dinge wat plaasgevind het, vind ons uit dat wow, as soveel diepte wat in dit lê as wat 'n mens van die oog af kan sien.
En elke keer wanneer jy kom by 'n konferensie, dan preek hulle net oor die 7 kruiswoorde. Wat was Jesus se finale woord? Hulle praat oor die finale woorde. Maar as jy werklik waar die diep betekenis van daardie hele hoofstukke gaan lees en die storie van Jesus se kruisiging en wat hy kom doen het lees, dan kry jy so 'n dieper liefde vir dit wat die Here werklik waar vir ons gedoen het. Dit was ver meer as net die 7 kruiswoorde. Halleluja. Die 7 kruiswoorde was net die laaste gedagtespad. Daar was werklik waar so dramatiese dinge wat plaasgevind het in Jesus se lewe, dat jy kan dit is onmoontlik dat jy dit moet verbykyk. Jy moet na dit gaan soek en jy moet dit kyk om 'n understanding te hê en 'n dieper betekenis te understand wat dit Jesus werklik waar vir ek en u gedoen. So in die eerste gedeelte wil ek juist praat met ek en u oor die feit dat Jesus mishandel was. Ek wil nie by oor dit mishandel was, die onskuld wat deur Pilatus gevind was, en dan ook daar was 'n politieke dwang wat op Pilatus gerus dit, omdat die Jode, ek het dit laas ook gesê, die Jode kon nie Jesus oordeel nie. En nou wat maak hulle? Hulle forceer Pilatus om Jesus te oordeel. Van hulle sê Pilatus, as jy dit nie doen nie, dan is jy nie 'n vriend van die keiser nie. Vir Pilatus was sy politieke status meer belangriker as die waarheid wat voor hom gestaan het. Ons kry dit deesdae ook in ons eie lewens, in ons eie gebiede. Vir politicians is politiek meer belangriker as wat hulle korrup is, as wat die waarheid staan. Wil nie daarin gaan nie, gaan nie mense omkrap nie, because miskien is die politicians wat hier so sit, ek gaan dit nie doen nie. Ja, so los dit vir next time, ja. Dat ons hier kyk in die woord in. Maar wat ironies is, as jy versie 2 en as jy die geestelike gedeelte van versie 2 en 3 gaan jy lees van Johannes 19, dan ondervind jy, die Bybel sê, hulle het 'n doringkroon op sy kop gesit. En wat het hulle hom aangetrek? 'n purperkleed wat 'n mantel is. Nou moet jy verstaan wat ek nou gaan sê. Laat ek so vir 'n oomblik by die purperkleed stil staan. Hulle was eens bewus met wat hulle besig was nie. Hulle sit 'n kroon op sy kop met die ding dat hulle dink hulle bespot hom, hulle weet nie hulle is besig om 'n woord in vervulling te bring nie. Jy sien die dwaasheid van die mens veroorsaak dat hy soms nie die waarheid kan sien of sien wat hy mee besig is nie. Hulle sit 'n doringkroon op hom en hulle sit vir hom 'n purperkleed aan. Die een, nou as jy ek wil nou weer gaan na die sinoptiese evangelies toe. As jy die sinoptiese evangelies lees, dan gaan jy sien, hulle praat van purperrooi. Die een praat van purperrooi, die een praat van pers. So somehow moes hierdie kledingstuk wat die Romeine aangesit het, nou kom ek sê vir u, is net koninklike gesag of mense van hoë staande gehalte wat purper en rooi kon aantrek. Sonder dat hulle besig is om te weet wat hulle besig om te doen, trek hulle die koning van die konings aan. Hulle dres hom ou die met 'n purperkleed, of hulle dres hom met daai kleed van die Romeine. Asof hulle wil 'n bespotting maak, maar hulle weet nie dat hulle besig is om te vervul wat die woord geskryf is nie. Nou as jy sien, Jesaja 1 vers 18, noem hierdie woorde, kom nou, laat ons die saak uitmaak. Nou moet jy mooi luister, al was jou wat, soos, en al was het so rooi soos, hoekom is purper dan nou rooi? Skarlakenrooi, purper, maar wat is die tipe van pers? So hulle praat van purper, ons sing ons die man met die purperkleed. Is nie so nie,
Maar as jy werklik waar die diepe betekenis van die hulle sê bewus, hulle is besig om Jesus werklik te kroon, nie net as koning van die Jode nie, maar hulle trek hom 'n Romeinse kleed aan as ook die koning van die Romeine. Jy dink jy slim, as jy dom. As jy net besig om te vervul dit wat aan jou gesê word, prys sy naam. Nou jy sien, ek sê altyd, ek gaan nou kom na die voorhangsel toe, because die voorhangsel het 'n baie ryke betekenis van dit wat die klere betref. Ek wil nie baie in die klere gaan nie. Maar jy sien, as jy blou vat, en jy vat rooi, en jy meng hom, hoe sê jy? Pers. Die blou represent heaven. Die blou represent heaven of koningskap. En die rooi represent earth. Weet wat beteken Adam? Rooi grond. Adam beteken rooi grond. En hier kom Jesus en hy vat hemel en hy vat grond as wat aardes en hy vereenselwig dit self terwyl hy in die middel hang van 'n kruis. Hy bring rooi of hy bring blou hemel en hy bring die aarde bymekaar en hy bring die koninklikheid van homself na vore terwyl hy met purper hang. Nou baie keer mense die bares Samuel moes hierdie kledingstuk because Matteus, Markus en Lukas praat van purperrooi en die anders praat van purper of skarlakenrooi en purper. So dit moet ons antiseer dat die kleur moet seker gefeit het. Nou jy weet baie keer as klere feit, dan lyk dit soms soos 'n ander kledingstuk. Dis nie so nie. Jy sê, hey, dit lyk soos rooi, maar sê die persoon, nee, dit was eintlik rooi nie, dit was pers gewees wat so lyk. Of as die pers nou lyk dit uit rooi geraak is wanneer hy begin oud raak en lyk dit color change. Maar in die destydse antieke Grieke, by die Grieke, was dit nie 'n verskil. Dit was nie so baie 'n verskil oor die klere nie. Maar die klere het 'n dinamiese uitwerking gehad op dit wat ons plaasgevind het. Dit was dinamies hoekom dit genoem word. En dit praat van sy koninklike gesag. Dit praat van wie hy is, dit sê van wat hy is, halleluja. En hoe hulle hom ook al mishandel het en wat ook al, het Jesus nog steeds gebly staan. Ek wil hê jy moet een ding verstaan, dat die Here Jesus Christus was nog steeds in totaal beheer van alles. Het nie gesê baie tyd, niemand neem my lewe nie. Ek lê dit self af. En jy sal sien sekere dinge in hy gedeeltes in 'n profesie wat tot in werklikheid gekom het, wat gespreek was. Jy kan gaan lees Psalm 22 en gaan jy uitvind wat Dawid praat in Psalm 22, dan vind jy uit, hy praat oor die hele gebeure van Jesus Christus self. Gaan kyk in Jesaja 53 en jy sal ondervind dat die profesies, dit is waarom ek wil hê jy moet mooi verstaan en moet mooi luister, moet nooit die Ou Testament en die Nuwe Testament van mekaar skei nie. Never do it. Because wat in die Ou Testament opgeskryf is, word oopgemaak in die Nuwe Testament, of het word vervul in die Nuwe Testament. Party mense die idee dat die Ou Testament is oud en wat ook al is, ons lewe onder 'n nuwe verbond. How can the new be explained without the old? How is it possible? Is dit nie wat die Bybel sê, die hele skrif, ne? Die hele skrif, praat nie van die Nuwe Testament. Hy sê die hele skrif is deur God gegee. En dit is nuttig tot lering, weerlegging en vermaning. Dis wat die skrif sê. Ons lees dit so baie na social media en ons hoor dit enige ding wat enige mens sê. En dit is waarom Paulus soms sê, hy sê, onthou hoe jy dit ontvang het. Baie dwaallering hardloop rond en ons glo seker ding wat mense sê en dan verwerp ons God se woord. Luister, as jy sy woord verwerp jy hom. Because iemand het nou gesê Johannes hoofstuk 1, weet nou net hoe gepraat Johannes 1. In die begin was die woord en die woord was met God en die woord was God. As jy na Genesis 1 toe gaan, hy sê in die begin het God. Jesus is God. Die Vader is God. Die Heilige Gees is God.
God. So Jesus was al aan die begin al daar gewees. Die Bybel sê nie woord het vlees kom word, maar gaan nie nou aangaan, gaan eendag weer oor dit praat, en gaan die diepte van dit kry. So die feit dat hulle die kroon op sy kop gesit het, praat dit van Jesus se goddelike soewereiniteit. Pilatus dink deur dat hy sekere dinge doen, maak dit hom vry van sekere dinge af. En die feit dat hulle dink hulle maak 'n bespotting van Jesus, is hulle werklik waar besig om die skrif te vervul. In die tabernakel kan ek dit sê? As Jesaja 1 vers 18 sê, kom nou laat ons die saak uitmaak, al jou sondes soos skarlaken, alles so rooi soos purper. Kan dit wees? Miskien klink dit nie biblical wat ek sê nie, maar kan dit wees dat toe Jesus daardie purper aantrek, het hy die sonde van die mensdom aangetrek? Want as Jesaja hoofstuk 1 lees, praat purper en dinge se en skarlaken van sonde. Die Bybel sê die sonde op hom geneem. Toe dit aantrek, toe neem hy die sonde op hom. Alhoewel dit spreek van die karakter van koninklik en ryk, neem hy die sonde van die mens op hom en hy dra dit op die kruis, sodat die mens nie meer in sonde hoef te leef nie. Ek dink dit maak sin as jy dat die skrif leef self luister. Vat hy dit? Maar wie, wat is nog meer merkwaardig? Wat nog meer merkwaardig is van daai kleed, as jy die Ou Testament gaan lees, veral in Levitikus, is mos die priesterlike boek, is dit nie so nie, as jy Levitikus gaan lees, dan sal jy sien, die priester het 'n sekere soort drag gedra, en daai purper was deel van die drag wat hy moes gedra het. Dit praat van sy hoërpriesterlike gesag, en hier sit Jesus hierdie priesterlike, hierdie purper op homself, halleluja, en asof hy sê, ek is die hoërpriester. Hoe sê die Hebreërs? Volgens die orde van Melchisedek. Hy vat dit op om, die hoërpriester het altyd gegaan en hy het met die offer gegaan, maar hier gaan Jesus self, en hy vat self die offer as die hoërpriester in die orde van Melchisedek, vat hy dit self op homself, om die sonde van die mense te vergewe. Dis waarom, jy hoef nie meer, en ek gaan net kortliks oor dit praat, jy hoef nie meer 'n priester vra om vir jou te bid nie. Jy hoef nie meer nie. En jy as jy hierdie gedeelte kyk, vier klere het uitgestaan in die tabernakel, veral by die voorhangsel. 4 klere het uitgestaan. Ek het purper genoem, ek het skarlaken genoem, dan noem ons, dan is dit blou wat genoem word, en dan is daar nog 'n kleur, wit linne. Was die voorhangsel wat daar was. En as jy kyk, wat het die voorhangsel eintlik gedoen? Die feit dat die voorhangsel daar was, het dit mense uitgehou van die teenwoordigheid van God af. Sodat een mens kos ingaan in die plek om daar te gaan offer. Maar die moment toe Jesus sterwe, sê die Bybel, skeer die voorhangsel middeldeur in twee. Ek wil nie te lang hang op dit.
Ek sal eendag weer gaan ek dieper gaan as ek begin met klasse, en ons gaan begin September maand met Bybelstudie-klas, dan gaan ek in diepte gaan 'n bietjie van hierdie dinge. Amen. Ons bietjie net so dieper kyk, maar ek wil nie nou so ver kyk in hierdie proses nie. Maar ek haas my na die tweede gedagte toe. Die kruisiging. En hier is dit vir my absoluut belangrik, tussen versie 17 en versie 27. Dit word gepraat daar van Golgotha, die opskrif, die verlering van sy klere, en dit praat ook oor die sorg vir sy moeder. Nou jy sal oplet in hierdie evangelie, als word in dieselfde skrif gepraat, of in dieselfde gedeelte gepraat, nie, of in verskillende gedele gepraat, oor sekere dinge. En hier ondervind jy Golgotha. Golgotha is die Griekse naam vir hoofskedel. Is die Griekse naam vir hoofskedel. Golgotha. En dit was op hierdie berg wat Jesus tussen twee misdadigers gehang het. En waar die werklikheid van die kruisiging plaasvind. Nou ek gaan nie in al die detail van die kruisiging, ek dink julle het Easter klaar gehoor wat het gebeur met die 7 kruiswoorde. So ek gaan nie oor hy klomp 7 kruiswoorde praat nie. Daar's net sekere etlike dinge uit daardie 7 kruiswoorde wat vir my belangrik is. Maar wat vir my uitstaan daar is die opskrif wat geskryf was aan die kruis. Daar was 'n plaat voorberei en dit was geskrywe in Hebreërs, Latyns en in Grieks. En die woorde was Jesus die Nasareëner, die koning van die Jode. Nou as jy daai gedeelte kyk, laat ek so kort net so 'n minuut vat oor hy. As jy daai woorde kyk, wou die Jode nie hê Pilatus moes dit skryf nie. Van het hom nie gesien as die koning van die Jode nie. Maar iets wonderlik sê Pilatus, dit is wat ek geskryf het ek geskryf. Hoor wat sê Pilatus? Wat ek geskryf het ek geskryf, wat ek gesê het, soos ons weet, sê dit verskillende vertalings praat, nie verskillende vertalings nie, verskillende boeke praat verskillende dinge hoe hulle dit uitnoem, maar hy sê, wat ek geskryf het ek geskryf, asof Pilatus wil sê, het maak nie saak wat julle sê nie, hy is julle koning. Maar sonder dat Pilatus geweet het, noem hy nie dat hy hulle koning is nie, hy is die koning van die universeel. Hy is die koning van die hele aarde. Hy is die koning van die heelal. Pilatus praat dinge sonder dat hy bewus is van dit. En hy spreek dinge sonder dat hy kennis neem van dit. Maar ek sê, is die goddelike soevereiniteit wat toelaat dat hy sê wat hy moet sê. En weet jy waarom? Omdat Pilatus nie die mag het nie. Pilatus het heersende mag, maar God het almag. God het almag. Dit is waarom Pilatus kon nie sekere dinge sê nie. Hy kon sekere dinge sê, maar hy was nie in beheer van sekere dinge gewees nie. En dit is waarom die Jode, hulle wil hom nie oordeel nie, hulle kan hom nie oordeel nie. Hulle wil hê Pilatus moet daai ding maak. Hy moet daai ding maak because dit was die tyd van die Pasga en jy kon nie mense, soos later gesê, op die Pasga kan jy nie mense oordeel nie. So, maar dit was die gewoonte van die Romeine om in daai tydperk mense te gee om paat te wees van dit wat daar plaasgevind het. En hy sê, kykie, laat die rower gaan, man. Vir al die Jode, hulle wil net seker maak, ons het nie gedoen nie, jy het gesê, kruisig hom. Pilatus sê, vat hom, kruisig hom. Hier is die mens, gaan lees wat sê Bybel, hier is die mens. Hulle noem hom, hier is die mens. Hy is die mens. Hy is God, en hy is God en hy is mens. Ek het net ook gesê, hy bring hemel en hy bring aarde by mekaar. Is dit hy wat het kon gedoen het? He came from heaven to earth. Hy bring hemel en aarde by mekaar. En as ek dit sê, die eerste Adam het gefaal, die tweede Adam het 'n lewendmagende siel geraak. Die tweede Adam was God self gewees. En hy herstel wat in die tuin van Eden gebeur het, herstel hy in die tuinen van Getsemane. En nie net in die tuin van Getsemane. In daardie tuin, kom ek sê vir jy,
waar hy begraaf was, sit in die rykes. Ek jump net so 'n paar, want ek net dit, dan weet ek het klaar gesê, paar rykes nou, Nicodemus en Joseph, wat was hom van? As hy oudie. Hulle twee het vir Jesus 'n graf gekoop by die rykes. Hoe jy gedink, hy het koninklike klere en hy moet sommer by op 'n hoop graf gesit word. Nou wys, dit was 'n profesie wat gespreek was, wat waarheid gaan word het, dat hy by die rykes begrawe gaan word. Maar kyk wat sê ek, sonde, die dood het in 'n tuin plaasgevind. Die lewe en die opstanding het waar plaasgevind? In 'n tuin. In die tuin van die lewe plaas. Het jy gelees wat sê, en ons gaan as ons die volgende gedeelte gaan doen, die volgende hoofstuk gaan doen, kom soek die vroue vir Jesus mos in die tuin. Kom soek hulle hom. Die engel vra, wat maak die lewende tussen die dooies? Hy het opgestaan. Dis waarom mense op opstandingssondag vier hy dag, en die ironie wat plaasgevind het, dood het plaasgevind in die tuin van Eden, maar in die ander tuin het lewe plaasgevind deur die opgestande Adam, wie Christus Jesus is. Jy moet die kontras in die woord lees, en as jy die sin maak en sê, hey man, die Here is besig, hy vervul wat in die Ou Testament gebeur het, vervul hy, en hy bring dit in vervulling in die Nuwe Testament. Maar iets wat my aandag trek, en ek gaan 'n paar dinge noem, om vinniger by die proses uit te kom, van ons oorgaan na die nagmaal toe. Ek dink ek moet nie nou, broeder spreek next week, ek dink ek moet voortgaan. Ek gaan nie klaar kry nie, it's not possible. It's not possible. Iets wat my gedagte trek, is die woord wat hy spreek in vers 28, tussen 28 en 37. 3 dinge vind plaas. Hy sê dit is volbring. Geen een van sy bene word gebreek nie. En sy sykant word deurboor. Ek dink ek gaan by die 3, ek gaan net die eindig. Ek gaan net die eindig by hierdie 3. Dan gaan ek op 'n volgende keer na verdere diepte kyk wat ek graag saam met u wil deel uit hierdie teksgedeelte uit. Maar ek dink vir nou wil ek net daar staan. Nou die woord vir volbring. Rendel, né? Toe Jesus skree dit is volbring, nou luister dit as dit in Hebreërs of skree sê Tesla. Hoop ek sê dit reg. Dit beteken volbring. Nou baie mense dink, toe Jesus hierdie woorde spreek, of hierdie woord sê dit is volbring, Tetelestai, toe hy hierdie woord spreek, toe dink mense is 'n noodkreet. Maar weet jy wat beteken tetelestai? Dit is vol betaal. Dit is vol betaal. Jesus verklaar dat die losprys vir die sonde van die mensdom ten volle vereffen is. So die verlossingswerk was nie net soms so afgehandel nie. Dit is perfek afgehandel. Everything that was done is done. Everything that was said is said. En wanneer hy praat van hierdie woord, dit is volbring. Volbring is 'n werkwoord. Soos iets werk aan bedoel dit is aanhoudend. Luister mooi, jy moet mooi verstaan. Baie keer dink mense jy spreek net 'n woord en dit is klaar. Dit is 'n werkwoord
wat aanhouding beteken. En as ek dit sien, dit praat van die perfekte teenwoordige tyd. As jy dit kyk, dan sê Jesus eintlik, die prys is nie net betaal vir 'n sekere tyd nie. Is klaar vir ewig en altyd is dit klaar betaal. Daar's niks meer wat gedoen kan word aan dit nie. I have done it all, it was said and it is done. Toe Jesus dit sê, toe weet hy dit klaar betaal, niks nie. En in die ou tyds, as mense handel gedryf dit, en as hy skuld klaar betaal, dan het hulle stam gevat, en op die stam het hulle gestamp, dan is die woord teletestai daarop gewees, wat beteken, jy het alles betaal, jy skuld niks meer nie. Absolutely nothing, you owe nothing, dan kan jy stam en kan jy, wanneer 'n ou wat in die tronk was, vir sekere klomp jare, hy het gebandiet, kom ek sê hy het gebandiet, dan het hulle hom 'n brief gegee, as hy uitgekom het, dan stamp hulle die brief, en as hy brief gestamp word, kan daai man gaan, soos iemand om langs die pad kyk, al wat hulle kyk na die stamp, hulle sien teletestai, dan weet hy, die man het sy volle vonnis uitgedien. Toe Jesus die woorde spreek, sê eintlik vir hulle, ek het alles klaar gemaak, daar's niks meer wat gemaak kan word nie, daar's niks wat niemand kan change nie, what's done is done. It's done. En die ironie gaan verder oor, en die verder ironie wat die Bybel sê, toe die soldate by Jesus kom, om sy bene te breek, was hy klaar dood. Toe hulle by hom kom, toe was hy klaar dood. Nou in die Joodse tradisie, wanneer die Pasga lam voorberei word, as jy Ou Testament toe terug kan die lam se bene nie gebreek word nie. Die lam se bene kan nie gebreek word nie, dit moet perfek wees. En hier is Jesus aan die kruis. Nou, die rede waarom die ouens se bene breek, hulle wil nie hulle so lank suffer nie. Nou maak hulle breek hulle bene sodat hulle gou moeg kan raak en sterwe hulle. Maar toe by Jesus kom, toe was Jesus klaar dood, so was nie 'n manier om die been te breek nie. Want as die bene gebreek was, dan was die lam nie perfek nie. En hier is Jesus aan die kruis, so die priester het geweet, die hoërpriester geweet, as hy die ondersoek ingestel het oor die lam, het hy eerste ding seker gemaak, dat die bene van die lam nie gebreek is nie, om seker te maak, die lam is perfek. Die eerste ding toe Jesus gesterf het die bene kon nie breek nie, van die lam moet perfek wees. Hy was die perfekte lam van God. Hy was die perfekte offer wat aan die mensdom gegee was vir sy sonde. Halleluja. Prys sy wonderlike naam. Dit is en dit sal altyd volbring is. Dit is waarom, halleluja, en ek wil nie my verkeerd verstaan wat ek vandag sê nie. Dit is waarom, omdat ons in 'n sondige wêreld lewe, kan ons nie sê môre ons sal nie sondig nie. Want Jesus het al reeds die prys betaal, nie net vir vandag nie, maar vir die toekoms ook. Maar dit is waarom hy sê, as jou sonde bely, ek is getrou en regverdig om jou die sonde te vergewe, en ek sal nooit weer daaraan dink nie. Prys sy wonderlike naam. Ek wil die laaste gedeelte sit, en dan gaan ek weer die ander gedeelte saam met die praat. Daar sekere dinge wat ek baie wat ek gemis het, wat ek dink absoluut belangrik is. Die laaste ding wat ek aan u wil voorhou, was die gedagte, toe hulle Jesus steek, en die water, hoor wat sê die Bybel, water en bloed kom uit sy sy uit. Nou, ek ken nog nie die mediese terme nie. Ek weet nie wat het hulle eers raak gesteek het, die longe raak gesteek, was sak by die longe raak gesteek, die dokter sal weet waarvan praat. Ek Here weet, ek weet nie, want meeste van die bloed lê mos in die hart en mos, is nie so nie. Ek praat maar oor korreksie, want toe het hulle hom steek, het hulle in die hart, en die Bybel sê, water en bloed het uit sy sy uitgeloop. Dit was nie net een tipe vloeistof, dit was twee vloeistowwe, die onderskeid kon gesien word. Water het uitgekom, toe sien hulle bloed kom ook uit, toe hulle hom gesteek dit. So samal, as hulle hom deur die sy gesteek het, moes hulle iets geraak het om tot by die hart te kom, samal. Maar wie, ek kyk die dieper betekenis van hierdie twee dinge. As ek dit klaar gesê het, was oordag, maar as 'n diep betekenis in hierdie twee dinge. Waarvan praat water? Water praat
praat van reinheid. Dit praat van skoonheid. So toe die water vloei uit sy sy uit. Toe die water uit sy sy praat dit praat van reinheid, die Heilige Gees, dit praat van skoonheid, dit praat van heiligmaking. Twee dinge wat vir my uitstaan. Water praat van heiligmaking, maar van reinheid praat van skoonmaak. Skoonmaak, die Heilige Gees maak skoon, dan bring dit jou by die plek van heiligheid, maar die bloed, waarvan praat die bloed? Die bloed praat van regverdigmaking. Regverdig, onthou, daar was 'n skeidsmuur tussen die mens en God gewees. Wat sê die Bybel? Julle sonde het 'n skeidsmuur kom word tussen die mens en God. Maar hier kom die seun van God toe die bloed vloei. Toe bring hy die mens in right standing with God. Sy bloed het gevloei en dit het ons in gereg gebring met God gebring. In righteousness, we stand in righteousness before God. Dit is waarom ek sê, jy hoef nie vir iemand anders te vra nie. When you come, daar's nou net een middelaar, mos, dit is so nie. There's only one between God and man, and that is Jesus. So wanneer ek bid, sê ek, Vader, in die naam van Jesus. Yes. Hy is nou my middelaar, because hy is nou my hoërpriester volgens die orde van Melchisedek. Dit is waarom toe sy liggaam deurboor was, halleluja, was dit die fisiese tabernakel wat oopgeskeur word, sodat die mens vrye gang kan hê tot die teenwoordigheid van die Allerhoogste God. Nie die tabernakel wat met hande en doeke gemaak word geskeur was nie, maar toe die perfekte, ek praat van die perfekte hoërpriester, die perfekte tabernakel oopgeskeur was, halleluja, het hy die deur oopgemaak vir die mens, dat hy met God versoen kan word, en sy regmatige plek in God se teenwoordigheid neem. God bless you all, halleluja. Kom help my sing. Ek wil net vir julle sing, I stand in awe of you. Halleluja. Wanneer ek hierdie dinge kyk, dan staan ek met amazing. Ek staan met verbaasdheid en sê, Here, ek eer u naam. Ek aanbid u vir dit wat u is wonderbaar, Here. I stand in awe of you. Halleluja. For what you have done for me. Halleluja. Praise sy naam. Kerk, dat julle kan maar kom ons aan tafel gaan. Praise sy naam. Glory to God. Ons gaan met daardie woord gaan ons aan tafel vanmôre. Halleluja. Praise sy naam. Come on, say. I stand in awe of you. Kom ons staan net vir 'n oomblik. I stand, Lord, in awe. Holy, 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 God, to all praises you. I stand in awe of you. I stand, Lord, I stand.
Ons staan met verbasing voor hierdie tafel vanmôre, Here. Die feit dat ons verstaan dat U liggaam deurboor was vir ons genesing, sodat ons in die teenwoordigheid kan kom. Die bloed wat gevloei het, Here, vir die vergifnis van ons sonde, sodat dit wat verkeerd was reggestel kon word. Seën hierdie tafel, Here. Elke sakrament, die voorbereiding van hierdie tafel. Seën ons susters wat dit voorberei het. So, Here, dat heilig hierdie oomblik van ons vanmôre. Spreek dit in Jesus naam. Amen. Kan jy sit plek neem? Holy God, all praise thee, all praise is due. I stand in awe. Just say it one more time, just say it one more time. Holy God, Holy God, all praise is due. Praise is due. I stand Lord, in awe of you. Paulus skryf van die nag wat die Here Jesus verraai was. Hy sê ek het van die Here af ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Maar die Here Jesus in die nag toe hy verraai was, het hy brood geneem. Nadat hy gedank het, het hy dit gebreek. Sê neem eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Na die brood het hy ook die beker geneem en nadat hy gedank het gesê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle die brood eet en uit die beker van die Here uitdrink, dan verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Kom ons geniet dit saam vanmôre. I am thine, O Lord. I have heard thy voice, and he told thy love to me. But I
Here. Halleluja, halleluja. Lof sy naam, lof sy naam. Oh, halleluja. Wat Here naam, Here, wat Here naam. Halleluja. 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 Prys sy wonderlike naam. Sekretary kan kom, ons gaan dit afskryf, ons gaan net vir die Here dankie sê vir die tafel. Maar ek wil ek wil net dit los by u, terwyl die Here met my praat oor dit nou net. Always remember, Jesus don't forgive. The Father is the one that forgives the sin of man. I don't know why God just laid on my heart to say this morning. Die Vader is die een wat vergeef. Jesus het die prys betaal. Maar die Vader vergeef die mens van sy sonde. O die Msimla, sê vir die Here dankie vir die tafel. Dat ons weer eens vanmôre kan verklaar dat U God is. Dat ons gered uit genade is, liewe Here. En toe ons in hierdie tafel deelneem, toe besef ons dat ons is duur gekoop. En daarom besing ons U met alle lof en alle eer en alle prys, want U is dit waardig. Seën ons, Here, sodat ons 'n seën kan wees vir mekaar en vir U, o Here. Lei ons in U spore van geregtigheid. Ons wil vir U sê dankie, Here, dat ons met hierdie selfde gesindheid en asem vanoggend ook vir anders kan bid, wat nie in die teenwoordigheid was nie. Moontlik deur omstandighede, word ons vanmôre bewus dat dit U is, want U is die kenner van die harte en die proewer van die niere. Dankie dat ons hier kon wees, Here. Seën alles wat gedoen was, selfs elkeen wat ingeneem het. U ken ons omstandighede, maar ons weet ons is meer as oorwinnaars in Christus Jesus. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons sing 'n lekker koortjie worship team en dan gaan ons die sekretary roep om ons die afkondig. Daar is 'n plek van sieleres naby die aard van God. En so in the word, ag nooit bewus. Naby die aard van Jesus, ja.
ouderlinge, diakens, wees begroet, susters, broers, jongeling, Sunday school, wees begroet in die perfekte naam van ons Jesus Christus, die perfekte lam van God, wie ook ons middelaar is vanmôre. Calvin 1 kom Dinsdag aan by die Finnis woning by mekaar, Calvin 2 kom Dinsdag aan by ou die Clarence se woning by mekaar, Salt Lake en Barcelona kom Dinsdag aan by ons suster Sarah se huis by mekaar, Sarah Fredericks, Bloemendal Fernwood Park kom by ons ou die George se woning by mekaar, Men's Ministry, al die manne Men's Ministry, julle kom Saterdag om 3 uur hier by die kerk by mekaar. Youth gather 1 p.m. at Pentecost Full Gospel Church at the dat is nou die youth van al die northern areas nie. Julle kom die 11de, kom julle by Pentecost by mekaar om 1 uur. Daar sal nie transport wees na Pentecost nie, maar daar sal transport wees vanaf Pentecost na julle se huis toe, nie? As julle enige vrae het, kan julle met die overseer, Suster Candice, in verbinding tree. Young adults meet die 17de July om 6:30 tot 8:30 hier by die kerk by mekaar vir fellowship, worship and being equipped in the word. Die leier vra dat julle net vir 5 minute na afloop van die diens moet bly asseblief. Baby dedication sal plaasvind op die 26ste July. Julle kan die vorms by julle se elde afhaal. Saturday morning prayer session is still going forward from 7 till 8 in the morning. Department leaders met julle se hele komitee met môre aand 6:30 stiptelik hier by die kerk. Revenue committee verkoop beef roeties. As julle op die kerk se groep is, as julle in die wyke is, sal julle al reeds die picturetjie van die beef roeties gekry het. Dit is R50 ene. Julle kan julle se order by Suster Jesney, kan u staan asseblief? By Suster Jesney ingee. Suster Candice is nou ongelukkig nie, Suster Simone is ook nie, en by ons brother George, Brendan George, en EJ Ton, kan julle se order ingee, dit gaan baie lekker beef roeties wees, scrumptious, julle hoef nie te kook die aand nie, order sommer vir die hele gesin nie. As per gemeente lid, moet julle darme order insit. Baie dankie vir julle se samewerking, né? Danksegging word gevra vir ons brother Furnace se kleinseun wat môre met 'n nuwe werk begin. Mag die Here ons seën, mag ons 'n geseënde week hê. Amen. Die een wat namens die broers afsluit, kan u na vore kom asseblief? Amen, kom ons staan en ons sluit ons oë in aanbidding. Halleluja. Vader, dit is weer eens in die naam van ons koning Jesus Christus. Here Jesus wat ons die troon nader. Here, ons is so dankbaar en bly vir die genade wat U die Here op ons uitgestort het. Baie dankie Here Jesus vir die wonderlike diens, die woord wat tot ons harte gespreek het, Here Jesus. Baie dankie Here Jesus vir elke broer, suster en kind wat vanmôre ingekom het in die huis van aanbidding. Vader vir genade, ons gaan nou uitmekaar het, maar skei U die Here nie van ons nie, Here Jesus. Vader vir genade, ek pleit die bloed van ons koning Jesus Christus oor elke voertuig, elkeen wat vanmôre, Here Jesus, selfs met die voet gaan stap na sy woning toe, bewaar en behoed en beskerm ons, Here Jesus. Vader vir genade, ek dank U selfs, Here Jesus, vir die opkoms van ons broers, ons susters en ons kinders vanmôre, Here Jesus. Vader vir genade, ek bid dan dat selfs, Here Jesus, in die toekoms ook, Here, dat hulle sal opkom, Here Jesus, om te luister, Here Jesus, na die wonderlike woord van U, die Here, en selfs getuienis wat sal uitgaan, my Vader. Here Jesus, ek bid selfs vir ons broers vanmôre, ons manne wat vanmôre teenwoordig is, en selfs hulle wat nie vanmôre hier kan wees nie. Ons weet daar is baie wat in hulle arbeid wees staan vanmôre, Here Jesus. Ek weet dat U hulle ook geseën het, soos wat U die Here vir ons geseën het. Vader, ek bid dan dat hulle by 'n volgende geleentheid by ons sal aansluit, en U naam sal verheerlik. Kom dan nou, Here Jesus, kom seën ons dan verder. Ek bid al hierdie dinge in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons ontvang die seën van die Here en ons gaan in vrede. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troue gemeenskap van God se Heilige Gees rus en bly met ons van nou af tot
ewigheid. Amen.